Welkom by die Klipkouers potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo Klipkouers, ek is Fanie Joubert, gebore en groot geword in Riversdal. Ek is 'n gemengde boer met skape, graan, en van my seun op die plaas gekom het ons oorgegaan na olywe en wingerd, en ons het tans 'n keller gebou wat ons nou ons eie unieke wyn maak, wat ons maak net as butiekwyn en wat ek glo baie besonder is. Beleia Wines is die keller se naam. Fanie, welkom. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Jacques, ek is 'n boer in Riversdal, wat ek reeds gesê het, 'n gemengde boerdery. Ons plus minus 2300 hektaar wat ons huidiglik plant. Ons boer plus minus met 5000 skape, 'n bietjie beeste. Ja, en dan het ons klompie olywe en wingerd, wat ek glo baie uniek is aan hierdie area, want dit is die enigste wingerd binne 'n radius van 80 km. So ek glo dis iets unieks, en die gehalte wat ons daar uitkry is ook baie goed. Ongelooflike toekennings al gekry, dubbelgoud Oud Mutual, dubbelgoud Michelangelo. So dit gaan baie goed met die wyn, amper beter as met die gemengde boerdery. Maar die eintlike probleem is bemarking. Maar oor daai bruggie dink ek sal ons ook nog kom. Dit sluit nou mooi aan by die eerste vraag van wat se probleem los jou besigheid op. So dit klink vir my hierdie Beleia wyne van julle is baie uniek. So wat se gaping in die mark vul julle? Ja, die gaping wat ons vul, dink ek is baie om butiekwyn te maak, wat nie vreeslik baie in Suid-Afrika is nie. Daar is butiekwyne, maar dit is wyn. Ons glo en die toekennings bewys dat dit 'n baie unieke omgewing is waarin ons wingerd gevestig het. Wat Fanie, is nou net vir die klipkouers daar buite, jy weet, definieer 'n butiekwyn asseblief. 'n Butiekwyn is die wingerd wat groei op ongelooflike hoë kalkryke gronde, wat naby die see is, wat vir jou daai koel klimaat gee, wat 'n stadige rypwordingsproses het, en wat dan die vrug in die druiwe baie mooi na vore bring. So dit sluit ook nou baie goed aan by vraag nommer 2 van wat maak jou dan nou anders as jou kompetisie? So hierdie die grond dan speel sekerlik, dan klink dit vir my die grootste rol, en natuurlik dan die klimaat. Dis korrek, die grond speel 'n groot rol, en tesame met die klimaat. Dit is anderste as die ander manne wat wingerde het. Wat beteken julle wyn? Waar het julle in die naam gekom? Ons wyn, ons is daar naby, soos ek reeds gesê het, naby Witstrand, en daar's 'n baai met die naam van Sint Sebastian Baai. Ons moet dit gehad het om ons nou 'n bietjie te koppel, om te sê, maar luister, ons is naby die see. En ons kon nie name kry nie. Toe het my skoondogter eendag met die naam van Beleia na vore gekom, wat beteken walvis. In Portugees, vir 'n walvis. Nie heel toevallig nie, daai baai. 70% van die walvisse kom kalf in daai baai. Nie Hermanus nie, hier by Witstrand. Dit is statistieke. En toe ons nou 'n bietjie teruggegaan, en die eerste Portugees het in die 1650s het hulle daar gestrand en hulle daar aan wal geloop. Met die naam, ek kan nie daai Portugese naam uitspreek nie, maar dis so Vasco da Gama, was dit nie? Nee, dit was 'n Portugees. Bartolomeu Dias, wat is die twee wat Mossel Baai aangekom het, né? Vasco da Gama en Bartolomeu Dias, dink ek was dit. Ja, wie het omgevaar Kaap toe? Dit was Dias, dink ek. Dis reg, dit was Bartolomeu Dias.
En die Portugees wat daar gestrand het, sy naam was Sint Sebas something. En dit is waar die baai sy naam vandaan gekom het. Okay, dis nou interessant. So jy hou dit nou in die Portugees in. So dis verskriklik relevant. Dis baie oulik. Ja, en ons etiket is ook op die Portugees, ek wil sê daai blou teeltjies goede gebaseer met ons Joubert familiewapen in. Gesels jy enigstens met die Portugese in terme van die wyn, want ek weet hulle is mos maar groot op die port en so aan, hè. Hulle is meer op die port, ja. So daar's geen geleenthede vir julle juis om met julle nou die Porra naam kan rondwaai nie, wil ek amper sê. Wel, ons gaan nog druk om te kyk of mense daar kan inkom. Hoekom is ek amper weet dalk nou 'n naïewe vraag en ek ken nou nie Riversdal so goed nie. Nou moet ek net vir jou bysê wat ek wel kan onthou. Dit is nou net so tussen hakies van Riversdal. Ek het altyd my meeste spoed fines daar gekry. Nee, en glo vir my, hulle is nog altyd so lastig. Die blikskorrels, want my vrou Krishna, hulle is al die jare, hulle het 'n vakansiehuis in Hartenbos en ek het in my koöperatiewe jare was ek in die Kaap gewees en dan skiet ons naweke, baie keer het ons sommer donderdag aand en dan skiet ons deur Hartenbos toe. En ek weet nie hoeveel keer is ek 8:00 die aand of daar voor die Wimpy gevang of waar ek inkom in die dorp en dan is dit ek en daai speedkops. Dit is al ek het goeie herinneringe van die Wimpy, lekker ontbyt en nie goeie herinneringe van daai bloody speedkops. So. Ja, nee, ons het al baie met hulle gepraat dat hulle moet nie so lastig wees nie. Ja, hulle raak lastig. Selfs ons boere wat nou van die plase afkom, nou grondpaaie, dan is werk die liggie nie en dan werk daai liggie nie. Hulle verstaan nie sulke goed. So nou, om terug te kom na Riversdal toe, so hoe baie wynplase is daar so? Of is julle pioniers in daai opsig? Ons is eintlik pioniers. Die wingerdplaas lê baie na aan vermaaklikheid. Ek weet nie of jy vermaaklikheid ken nie, Witstrand? Yes, ek ken Witstrand, ja, okay. Ja, dis nou van Witstrand af, as jy nou Stilbaai toe gaan, dan ry jy by ons wingerdplaas verby. Daar met die grondpad. Nou, hoe het julle besluit op dit? Waar die geleentheid, ek bedoel, hoe sou juis om met julle ook so diverse boerdery het, is dit maar net hoe julle georiënteerd is? Kyk julle gereeld, was julle op soek na 'n bietjie verder te diversifiseer of wat het gebeur? Ja, ek dink daar gaan ek nou vir my seun die klop op die skouer gee. Hy was so 3-4 jaar op die plaas toe sê hy, my pa is vervelig. Sê ek, ja, wat bedoel jy? Nee, hy wil 'n bietjie meer doen as net die saaiery en die skape. Toe sê hy, maar hy wil met vrugte boer. Toe sê ek vir hom, nie op hierdie stadium nie. Dit is steenvrugte in hierdie area gaan nie lekker werk nie. Arbeid is 'n probleem. Water is nie baie volop nie. Sê ek vir ons begin met olywe. En toe die olywe in die grond is, toe sê ek my pa, lyk net 'n stukkie wingerd. Sê ek, ja, dis reg. Ons moet nou net 'n bietjie meer kennis inwin. Iemand wat weet van die grondomstandighede en so en die persoon het onmiddellik gesê, dis reg. En daar het begin. En wat het julle geweet? Hoe het julle te werk gegaan om daar sekerlik 'n stywe leerkurwe met die hele druiwe boerdery? Ja, nie een van ek of my seun het kennis van wyndruiwe nie. Maar die internet alles is op internet. Jy kan alles daar kry. Ja, so julle het maar net, dis net daai, jy weet, hoe kan ek sê, skouer aan die wiel sit en begin leer. Ja, en dan die passie wat jy het vir die grond en die landbou. Dit is wat dit saamvoeg. Baie interessant. Ja, jy het 'n passie vir 'n ding en jy 'n passie vir 'n ding en dan is daar 'n klein stemmetjie wat vir jou sê, maar luister, dis reg of is nie reg nie. En is ook nie daai motivering nie, kom net makliker. Ek dink veral as jy met 'n tawwe projek of iets vreemds werk, is daai passie nie daar is nie, is dit baie moeilik om dit deur te sien. Dit is korrek, dat jy moet 'n passie hê vir 'n ding. En jy moet kan volhard in dit. Het julle gedink julle gaan, jy weet, so goed vaar? Wat was wil ek amper sê, wat was best case scenario vir julle gewees? Het julle idee gehad van hoe sukses sou lyk as 'n minimum, wil ek amper sê?
Jacques, ons het net so gepraat en gesê, van mekaar gesê, indien dit nie werk nie, daar is baie koöperatiewe kelders aan wie jy dan kan lewer. En toe ons eerste trossies begin hang en die mense het kom kyk en so, toe raak ons opgewonde, want almal trek net hulle gesigte. Hulle kan nie glo dat dit daar staan nie. En dit is nou hoe dit nou maar begin het. Dit laat my, jy praat nou so van gesigte trek, wat interessant is, ek het 'n klein joint venture met my skoonmaak besigheid in Austin, Texas. En ek dink dit is seker nou so 10 jaar gelede het die mark daarso gedereguleer, veral met alkohol, met wyn en bier veral. Want die stories kon die plase nie direk aan die publiek verkoop nie, en toe is hierdie wetgewing nou opgeskort. Met die gevolg is Texas, en wat baie mense nie weet nie, Texas het ontsaglik baie wynplase, maar wat nou interessant is van natuurlik die droë klimaat, nee, dit is 'n dryf hou ons nou van 'n bietjie droër. 'n Bietjie, dis korrek. En maar wat vir my daar interessant is 'n party van hierdie manne laat nie op hulle wag nie, hulle het basies die prele die boord geplant, en dan voer hulle sommer die wyn van California in, en dan meng hulle dit daar op die plaas, so terwyl hulle nou hulle druiwe groei, wat nou 3, 4, 5 jaar weg is in wording, is die manne besig om meer hulle handelsmerkte te bevestig, ja, so dis 'n baie gat omkeer, wil ek sê, 'n benadering, maar dit lyk vir my dit werk. Ja, maar in Suid-Afrika gaan jy dit nie reg kry nie. Want die ouens, omdat daar sulke fantastiese wynplase is, nee, en handelsmerke. Ek weet nie, Jacques, ek rondom ons stukkie wingerd is, die mense is nogal gretig om van ons druiwe in te koop, om met hulle sin in te meng. So, en dit gee jou nog meer kredietwaardigheid. Ek dink dit is die groot ding, nee, jy kan nie 'n klomp goed van Vreendal af invoer en in mekaar slat, en nou gaan almal in 'n ry staan om jou wyn te kom koop nie. Nee, definitief nie. Jy het nou gepraat van bemarking is nogal 'n groot uitdaging. So, hoe gaan julle te werk op hierdie stadium in terme van, en natuurlik, die pryse, die kompetisies, ek dink dit is altyd 'n fantastiese strategie, jy weet, veral as jy 'n goeie produk of diens het, en jy kan dit wen en aan die groot klok hang. So, wat doen julle nog, en hoekom is dit so 'n uitdaging? Omdat in Suid-Afrika, dit is nou Stellenbosch area, Stellenbosch, daai wyndele. Hulle het ons geweldig baie wyn en geweldig baie kelders. En almal maak aanspraak op die koekie. Maar ons is mos nou uit boutique wyn. So ons is nou net 'n stappietjie hoër, maar nou om die bemarking, om dit by die mense uit te kry. Ons het daar al heidaglik agente feitelik oral wat vir ons werk. Is julle dan net gefokus op die Suid-Afrikaanse mark? Nee, ons het al die bemarkingsbestuurder by die kelder, hy was nou so rukkie terug oor Rusland toe, geleentheid daar gekry om soontoe te gaan. Ja, maar ons werk aan die oorseese mark. Sê vanaf vir my, ek dink nou net aan die hele Brexit ding, dit was mos 'n groot storie, die ooreenkoms of daar sou Suid-Afrikaanse wyne in die EU verkoop geword het. Is dit iets wat julle geïmpakteer het, of wat is jou hoe sien jy die hele ding? Nee, wat ek dink nie dit gaan ons regtig affekteer nie. Ek dink nie so nie. En ek neem aan, dis ook net as 'n persentasie. Ek bedoel, hoeveel wynplase voer uit internasionaal? Baie. So, ja, nee, daar gaan al baie wyn uit. Die grootste mark huidiglik lyk dit my, of die opkomende markte, is in China en Japan. Dis interessant. En my China het net die volumes nie bekend. Daai manne is net verskriklik baie. Maar hulle soek goedkoop wyn. Hulle soek nie boutique wyne nie. Ek sien. So dit is uit en uit lae prys, hoë volume daarso. Dis korrek, ja. Maar dis nou weer eens is nie iets wat aantreklik vir julle is nie. Nee. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig, sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie.
Wat is dan die stories of huidigelik 'n groot pyn in jou besigheid? Nou ons soos ek sê hierdie is natuurlik definitief hoe groei jy veral as jy 'n baie nis produk het of 'n boutique produk het soos julle sin. Wat is histories wat was 'n groot probleem vir julle? Of wat is nog steeds 'n kopseer vir julle? Ons grootste kopseer is om nog in die buiteland 'n naam te kry om te kan uitvoer. En dan is dit ons arbeidswetgewing wat ons in die hakskene byt, nie soseer om vir my te sê wat ek vir my mense moet betaal nie, maar om ontslae te raak van diegene wat nie sy kant wil bring nie. Dit is vir ons 'n baie groot kopseer. Hoe gaan jy te werk om my naam te vestig, wil ek sê? Hulle bied wynskoue aan en dan moet jy maar net gaan deelneem daaraan sodat jy gesien kan word daar. Dit is of van die weinige maniere hoe jy daarom 'n bietjie blootstelling gaan kry. Kan jy sien hoe julle verkope opgaan toe julle hierdie kompetisies gewen het? Het dit 'n impak gehad? Ek verseker, die eerste jaar was ons baie gelukkig toe ons die kompetisie gewen het. 'n Week daarna toe is ons die wyn wat die kompetisie gewen het weg. Ja, wat vir jare dit loop, maar nog nie soos ons wil hê nie. Waarvoor het julle 'n prys toe gewen daai tyd? Dit was vir ons Chardonnay. So julle is natuurlik hoofsaaklik wit, né? Ja, ons het wit en rooi. En dan, ja, jy praat nou van rooi. Ons het Chardonnay wat nou ons vlaggenskap is en dan Pinot Noir. En dan het ons 'n cultivar met die naam Tempranillo. En ons is die enigste wynkelder wat Tempranillo suiwer in die bottel sit. Die ander blend dit almal. Daar's dan nog 4. En dit is dit. Maar ons is die enigste kelder wat suiwer Tempranillo in die bottel sit. So verduidelik vir die klipkouers, wat beteken dit en wat is die verskil tussen 'n vermenging en dan suiwer? Die suiwer cultivar is 'n skoon wyn wat van die cultivar gemaak word, wat in 'n bottel gesit word. Die blend is wat jy van ander cultivars byvoeg om 'n groter volume te kry of om jou smaak te kry wat jy eintlik soek. Dit is die verskil. So die groot punt hier dan is ek neem aan die gehalte van julle dryf is van swart dat julle hom net so kan insit dan. Die feit dat 'n ou moet vermeng beteken dit hy is nie so. Ja, nee, hy's ideaal. So dis weer eens daai ek wil amper sê dat my dink aan die whiskies, die single malts, nee, dit is so half, dit is iets wat jy aan die groot klok kan hang wat jou wyn uniek maak. Ja, en dan die ander ding van die druiwe wat daar op die plaas gekweek word, ons sure en ons pH feitelik niks aan te pas nie. Dis alles soos jy dit wil hê. Hoe het julle op 'n stuk grond besluit? Hoe het julle op die punt gekom het gesê hierso is nou die perfekte plek? Ja, dit is nou maar kyk daai plaas het ons nou vroeër gekoop of wat ek gekoop het voor my seun nog daar was. En toe hy nou kom, dis die enigste plek wat ons 'n bietjie water het om so iets te kan doen. So was dit nou half, wil ek sê, toevalligheid? Dit is amper 'n toevalligheid wat nou in iets moois gaan besig is om te ontwikkel. Sê vanaf vir my, Fanny, ek net terugkom na die kompetisie en die goeters. Hoe het julle gevind het die ander wynkellers gereageer op nog 'n wyn in die mark? Het julle is 'n positiewe respons, is negatief, hoe geen respons, hoe het julle dit gevind? Nee, 'n bietjie ek dink negatief omdat ons hier van niks afkom nie en nou kry ons toekennings. Ek sê dit nou maar met 'n tong in die kies, maar ek dink die keldermeesters, wynmakers, wynboere, hulle is 'n spesie op hulle eie. Hulle deel nie sommer hulle suksesverhale nie, glad nie. Hulle hou dit onder die kemmer. Hulle is nou nie soos ek wat my suksesverhale deel nie. Wat ek oor algemeen die mees suksesvolste mense in die wêreld deel hulle suksesverhale. So ek wil amper sê ek dink vir klipkouers daar buite dit is nie goeie nuus vir die ou wat hoe sê hulle dis daai is 'n scarcity mindset, jy dis vreesgedrewe. Jy moet styf vashou anders want môre gaan dit weg wees as ek dit nie styf genoeg vashou nie. En dis gewoonlik juis wanneer jy Dit is gewoonlik andersom.
Jy gaan juist jou dinge sien so. Ja, en dit hou jou op jou tone, want jy moet sorg dat jy die beste produk het. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het? Ek kan nie regtig waar ek het gesit en dink en wat is die grootste fout? As ek moet sê wat die grootste fout is wat ek in my besigheid gemaak het is, ek het nie vroeg genoeg begin om grond te koop nie. Maar dit is ook maar weer die finansiële sy wat dit jou toelaat. En is dit, as jy nou terugkyk, is dit in terme van die boerdery as 'n geheel, of is dit juist nou vir die druiwe periele? Vir die boerdery as geheel. Want ons grondpryse het die afgelope 5 jaar, ek wil sê verdubbel. Is dit iets wat julle enigstens kon antisipeer? Ek neem maar nie, want ek bedoel anders sou almal mos nou begin soos mal goed. Niemand het dit geweet nie. Hoe hanteer jy daai oomblikke van onsekerheid of vrees? Ja, dan as ek dit ervaar, dan gaan ek een kant toe en soos my vrou gisteraand my gesê, dan gaan sit jy op 'n klip en dan bedink ek goed. Ek is nou 'n pypbrokertjie. Dan steek ek my pyp op en ek bedink goed en dan staan ek op en dan weet ek wat ek wil doen. Dis net word rustig, kry rustig en bedink eers die ding, moenie dit oorweeg ook as jy twyfel nie. Kry eers rustigheid. Want as jy nog twyfel, dan neem jy miskien verkeerde besluite. Ja, en dan is daar mos maar elke mens het 'n klein stemmetjie, ek sê dit so, jou klein breintjie wat vir jou sê, luister, jy moet daai rigting beweeg. En jy kan maar luister na daai klein breintjie. Wat 'n sagte ware of applikasie is vir jou baie belangrik? Sou dit nou vir jou persoonlik wees of dan nou die besigheid? Kyk, die besigheid is nou eintlik my seun wat dit nou die laaste klompie jare doen. Maar die tegnologie mos geweldig gegroei het. En hy's meer op hoogte daarvan as ek. Maar my ding is my selfoon en dan 'n pen en 'n dagboekie. So dit is back to basics, wil ek amper sê. Back to basics. Kry vir jou inligting, maar moenie dit alles nahardloop nie. Ek het 'n interessante ding onlangs gelees, juis van om iets neer te skryf, sou dit nou wees jou joernaal of jou to-do lysie. En ek is ook baie lief om elke dag, ek hou daarvan om my goeders te skryf, maar dit wat die manne sê, blykbaar dit neem die snelheid van jou gedagtes of die spoed waarteen jy dink word vertraag. Hy breek hom net 'n bietjie, ja. Hy breek hom net 'n bietjie, wat beteken jy, soos jy nou gesê het, in steede van dat jy verby die afdraai jaag en besef, o gats, ek moet nou omdraai, dink jy net vinnig of beweeg net vinnig genoeg dat jy juist die afdraai maak, in steede van om net teen 'n helse spoed verby te gaan. Ja, en dit is die verskil tussen die ou wat nie daai tipe goed doen nie, hy gaan by die geleenthede verby. So ja, ek wil vir die klipkous, ek wil dit beklemtoon. Dit is altyd interessant, weer is belangrik, tegnologie, sagte ware, daar is natuurlik ook baie sagte ware wat ook help met jou produktiwiteit en natuurlik die mense besighede te bevorder, maar daar's nog 'n baie belangrike plek vir pen en papier daar tussen alles. Dis korrek. En veral met finansiële besluitnemings. Hoekom is dit vir jou so? Wat doen dit om daai nommers neer te skryf? Hoe werk dit vir jou? Jy skryf dit maar net neer en môre kan jy presies dieselfde syfers weer sien. En ja, so kan jy daardeur werk. Maar jy gaan vinnig hier op jou selfoon 'n paar goeie getik is, jy kalkulator afgesit, is dit weg. Wat is jou gunsteling aanhaling? Dink voor jy praat. En moenie aan ander doen wat jy nie aan jou gedoen wil hê nie. Fanie, verskriklik dankie vir jou tyd. Dit was nou lekker om jou te gesels. Dit was is nou veral, dit is nie aldag wat 'n man kan gesels oor 'n splinternuwe wingerd in 'n area waar dit nie bestaan het eers nie. En dan doen julle nog ook so goed met die tipe produk, man. So dankie vir jou tyd. Dit's baie lekker om jou te gesels. Sê vir my, hoe kan die klipkouers met jou kontak maak? Dit is nou maar my selfoonnommer of my e-mailadres is fanie@wispernet.co.za. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com
En teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.